Kom ons lees saam. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, hulle self met baie smarte deurboor. Beveel die rykes in die teenwoordigheid van hierdie wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie, ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Tot sover. So, wie van julle wil ryk word? Wie van ons wil nie ryk word nie? Luister wat sê Paulus, as jy ryk wil word. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. Dis geweldige woorde. Dit laat my zalig afsit, nee, wonder, maar is die Bybel relevant? Dis mos onmoontlik om nie ambisie te hê nie. Hoe kan jy leef as jy nie geld het nie? Ek moet geld wil hê en ek moet planne hê om dit in die hande te kan kry. Maar hy beskryf nou hierdie wil bietjie verder. Hy sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, so dis nie net 'n gewone wil nie, dit is 'n gierigheid. Dis 'n groot begeerte wat veroorsaak dat baie van hulle afdwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So hy sê dit het 'n groot effek op ons lewe as ons geldgierig word, en dis seker een van die tekste in die Bybel wat die mees verkeerdelik aangehaal word, né? Waar ons sê geld is die wortel van alle ewels. Nee, geldgierigheid is 'n wortel van alle ewigheid. Die gierigheid. Dis wanneer daai wil groei en groter word. Dit 'n diep begeerte word, amper 'n obsessie word. 'n kompulsiewe, obsessiewe ding binne in jou word. In die middeleeue het hulle gepraat van ongeordende gehegthede. So dit is dus iets wat jy moet hê, maar wanneer dit te sterk word, en dit kry 'n plek in jou lewe wat dit nie moet hê nie, is die oorsaak van baie probleme in ons lewe. En daarom is dit belangrik dat ons daaroor moet praat. As ons nie daaroor praat nie, dan verdeel ons lewe. Dan is daar 'n aspek van ons lewe, dikwels geld en seks, wat niks te doen het met ons spiritualiteit nie, ons verhouding met die Here nie. Ek wil niks daarvan hoor nie, dit is my departement van die lewe. Maar ons word uitgenooi om te sê, nee, dit met God te doen, dit het met jou verhouding met God te doen. En dis die oorsaak van soveel probleme. As ons kyk na huwelike, is geld die nommer 1 twispunt in die verhouding. Daar's niks waaroor paartjies meer strys oor geld nie. So, dit is baie, baie belangrik dat ons daarna sal kyk. Maar dit is nie al waaroor dit gaan nie. Daar is ook baie goeie nuus. En die goeie nuus is dat daar genot in lê in geld. En die goeie nuus is dat ons vir ons 'n skat kan weglê. Die goeie nuus is dat ons die ewige lewe daardeur kan beerwe. So, daar's 'n ligte kant en 'n donker kant, en albei van hierdie aspekte is belangrik. Albei. In die Hebreë kerk lyk dit asof daar 'n stroming is wat klem lê eensaidig. Byvoorbeeld op die donker kant. En dan lê ons dikwels 'n eed van armoede af. En ons sê, ek wil niks besit nie. Ek wil nie met geld te doen hê nie. Ek wil so 'n lewe hê. Dis ek vrywaar my dan van alle probleme. Aan die ander kant kry ons die voorspoedsteologie. Dit is die idee dat God eintlik 'n manier word waarop ek ryk kan word.
Jy weet, en Paulus praat in vers 5 van hulle wat meen dat die godsaligheid winsgewend is. En hy waarsku ons teen dit. Dit wat ek het is eintlik 'n teken van God se seën. En ek wil dit hê, en dis 'n moeilike ding om met hierdie twee pole te leef, met hierdie paradoks. En Paulus nou ons uit in hierdie gedeelte, hy gee dit vir ons albei. En die disippels het gestry daarmee. In Matteus 19 kom daar 'n ryk jong man na Jesus toe en hy sê vir hom, gaan verkoop alles as jy die ewigheid wil beerwe. En hy sê, maar ek kan nie, ek het te veel. En Jesus sê, dis makliker vir iemand om deur die naald van 'n oog te gaan vir 'n kameel, as wat dit is vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan. En die disippels se reaksie is, maar dan kan niemand dit maak nie. Niemand kan nie, nou is ons deur mekaar. En dis wat dit met ons kan doen. Maar dit is belangrik om met hierdie spanning te leef en nie te vinnig dit op te los en uit te sorteer nie, want dit is nie so maklik nie. Kom ons kyk na die donker kant. Wat sê Paulus vir ons? Daar's twee groot dinge wat die donker kant in jou doen. Dit maak jou in die eerste plek blind vir God. Hy sê vir hulle, moenie julle hoop stel op rykdom nie, maar op die lewende God. Dit beteken dat geld die plek van God in jou lewe kan aanneem. Jy stel jou hoop nou op geld in plaas van God. En dit is iets wat baie onbewus in ons kan plaasvind. In ons denke, in ons gevoel, in ons begeertes, in ons verbeelding. Sien ons verwesenliking in geld. Ek sal gelukkig wees, ek sal vrede hê, ek sal sekuriteit hê, ek sal bekend wees, ek sal geag word, ek sal alles, eintlik dinge wat God vir ons sê, hy sal vir ons doen. Nou kyk ons na geld. Dit is hoekom Jesus sê dat geld kan mammon wees. Dis die Arameese geldgod. Dat hy kan die plek neem van God, jy kan jou hoop op dit stel en jy kan dink, jy kan daardeur die lewe kry. Daarom is geld nie neutraal nie. Baie mense dink dit is. Geld is 'n mag, En Paulus sê, jy kan in 'n struik val as jy so begin te dink. En ek dink nou aan die wyse Salomo wat praat, en hy sê, like a bird drifting into a snare, not knowing it will cost him his life. En die een parafrase sê, not knowing his flying days are over. Dis wat met jou gebeur. Dit sluip in jou gedagtes in, op jou perspektief en vul jou verbeelding. En voor jy jou kon kry, sonder dat jy bewus is daarvan, is dit wat jou okkupeer en waarom jou lewe draai. Dit is my interessant, in my hele lewe, in die bediening 40 jaar nou, het ek al belydenisse gehoor van alle soorte verslaafdhede. Nou in die spiritualiteit praat ons van ongeordende gehegthede, in die sielkundige verslaafdhede. En alles, jy weet, aan my werk, aan pornografie, aan my sport, aan kontrole, aan beheer, nog nooit aan geld nie. Dit is interessant, terwyl dit tog sekerlik moontlik kan wees. Dit is iets wat net die Heilige Gees in jou moet wys. Maar jy kan ook 'n blindheid ontwikkel vir wie jy is. Paulus sê, waarsku hulle dat hulle nie hoogmoedig moet word nie, omdat hulle geld het. En die message sê, full of themselves, vol van hulle self. En wanneer jy begin meer dink van jouself as wat jy behoort te dink, Romeine 12:3. Dis wanneer jy kyk na dit wat jy het en sê, ek het 'n geheim vir sukses. En gewoonlik is dit harde werk. Ek het dit gedoen. En eintlik kan enigiemand dit doen, as hulle bereid is om te doen wat ek doen. Is iets bietjie om die groot prentjie te vergeet? Dit is om nie te besef dat nie die feit dat jy bestaan, en waar jy gebore is, en wie jou ouers is, en wat jou fisiologiese samestelling is, hoe jy lyk, wat jou velkleur is, hoe jy dink, die briljantheid van jou brein, alles wat jy het, is van God af. En is binne daardie konteks wat jy bereik en wat jy iets doen,
En is alles vir jou gegee. Weet, en is dikwels daardie idee van die self wat inkom. En dat ek weet nie of jy agtergekom het nie. As iemand iets het, maak het hom vreeslik slim. Hy weet nie hoe alles werk. Hy die politieke oplossings. Hy fisiologies weet hy. Ek het al soveel raad ontvang van hoe om die kerk te run en te bestuur en alles, want hulle is suksesvol, hulle weet. Ek vang myself, as ek begin raad gee en ek weet, besef ek, maar ek sê ryk nie, maar dan kan ek ten minste maak of ek ryk is deur alles te weet en vir die mense te sê. Ja, jy kry 'n heel verkeerde perspektief op jouself. Maar daar is nie net 'n donker kant nie. Daar's 'n ligte kant. Nou, hoe oorwin ons duisternis? Wat doen jy as 'n plek donker is? Dit help nie op die donkerte te skreeu, uit te jaag, uit te dryf nie. Help nie om teen dit te wees nie, en dit te veg nie. Jy bring net lig in. En dit is hoe ons die donker kant kan oorwin in ons lewens. Bring die lig in. Hoe? Wel, in die eerste plek deur dit te geniet wat God vir jou gegee het. Die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, sê Paulus. Dis 'n interessante een, maar dink 'n bietjie daaraan. As 'n ouer byvoorbeeld, daar is niks wat my soveel genot verskaf as om te sien dat 'n geskenk wat ek gegee het, waardeer word en gebruik word nie. Ek hou van sulke geskenke. Aan mekaar, net daarna te kyk. En ek is seker, dit is ook so met God. Hy het ons hierdie lewe gegee, hy gee vir ons hierdie kwaliteit lewe, hy gee vir ons die geld, en dit stel ons bloot aan soveel fasette van die lewe, kan ons dit geniet. Ek sien, hoeveel soveel mense wat baie het, dit nie kan geniet nie. Dikwels voel hulle skuldig daaroor. Ander is weer bekommerd. Is dit 'n goeie belegging hierdie vakansiehuis vir my? Dit plaas baie druk op my, ek sit met soveel skuld, ek moet soveel ekstra doen om so geld in te kry, dat ek hierdie vakansiehuis kan hê. Ek werk so hard op die plek in stand te hou, soveel mense moet ook onthaal, dit is eintlik 'n las vir my, ek kan dit nie geniet nie. Dan is daar die ander wat weer nie het nie. En hulle sê vir hulle self, as ek so 'n plek gehad het, ek kan nie verstaan hoekom kan daai mense dit nie geniet nie. Sou ek dit kon geniet, maar ek het niks om te geniet nie. En die geheim van die lewe is om eintlik vergenoeg te raak met wat jy het. En genot te kan vind in dit wat jy het. Ek het gaan tee drink een keer. By 3 vriende wat 'n eenkamerhuis het. Toe ek al kom, is daar nie gevra, wat wil jy drink nie? Daar's gesê, ons gaan nou tee drink. Hulle het spesiale koppies uitgehaal. Dit afgevee, blink gevryf. En toe die een teesakkie gebring vir 4 van ons. Hulle het my gevra, hoe hou jy van jou tee, sterk of? Ek sê, ek verkies dit vandag baie, baie flou. Ek wil dit net so tinteltjie van tee proe. Het sê, wil jy suiker hê? Ek sê nie, ek drink nie suiker nie. Ek vat ook nie melk nie. Hulle het die een sakkie omgestuur, en gelag vir die laaste ene wat die sakkie nie wou uithaal nie, en alles wat in daai sakkie is uitgehaal het, en toe is die sakkie eenkant gesit om iets anders ook met die sakkie te doen. Ons het baie stadig in ons tee gedrink. Ek dink soos whisky drink, ons het so gesip, en daar was net opmerkings gemaak oor die tee. Proe julle die blomme. Weet jy, dit laat my dink aan daai keer toe ons daai tee gedrink het, dit is baie soos daai tee, nee. En na die tee drink het ons begin kuier. Dit was asof dit 'n ritueel was, 'n seremonie. En alles, in elke oomblik was geniet en gedeel met die tee. Dis iets wat by my gebly het. Ek het 'n ander vriend wat baie het. Hy het 'n lieflike vakansieplek by die see, baie speelgoed, en hy nooi baie mense. Daar's almekaar mense, en hy nooi mense wat nie eintlik 'n vakansie kan bekostig ook nie, om tyd te kan spandeer. En toe ek met hom praat en sê, hoe is dit vir jou? Toe sê hy, die grootste genot vir my in hierdie plek lê daarin, dat ek genot aan ander mense kan verskaf. My tone krul, ek lewe vir dit, om te sien hoe ander mense floreer en dit geniet. En daarom doen ek dit. Mededeelsaam,
Die tweede groot ding wat Paulus sê ons moet doen, ons moet vrygewig wees. Wees ryk in goeie werke, vrygewig sê hy vir hulle. Hy sê dit baie interessant vir mense wat in baie moeilike omstandighede is, wat nie baie het nie. Jy weet, hy sê dit vir die rykes, maar hy sê dit ook vir mense wat nie het nie. Hy samel geld in 2 Korintiërs 9 lees ons daarvan, vir die hoofkerk Jerusalem. En hy wil net die plek eer waarvan die geloof gekom het. En almal kry swaar. En hy sê vir hulle gee. Dis 'n beginsel wat ons in die Ou Testament ook kry, dat die tiende wat uit die eerste vrugte uit moet kom. Voordat jy weet wat jou totale opbrengs gaan wees, gee uit dit wat jy kry. En jy kan dit net doen. En dis die hele Bybel vol. As jy 'n besef het, 'n oortuiging het, 'n bewussyn het, dat alles wat jy het, kom van God af. Dis aan jou gegee, dis 'n geskenk. En hy vra vir jou dat jy 'n kanaal word, deur wie dit kan vloei, ook na ander toe. Dis nie net vir jouself nie. Dis ook vir sy werk en vir die behoeftes wat ander mense het, al het jy hoeveel. En daarom sê die wet vir ons byvoorbeeld, en jy moet nie in jou hart dink en sê, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe nie, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou die krag gee om die rykdom te verwerwe. Paulus sê vir hulle, God het in julle alles geskenk om te geniet, en wees nou vrygewig. 'n Bewussyn van die gawe stel jou in staat om dit te kan laat gaan en te kan gee. In tye van skaarste, in 'n resessie, is dit nog meer belangrik. Want jy gee nie as jy die hele oes in het en jy het iets oor nie. Jy gee soos jy kry, volgens wat jy het, gee jy. En dan gebeur daar hierdie goed met jou. Jesus sê, in die Living Bible, Lukas 6:38, if you want to have, you have to give. So is nie verkeerd om te wil hê nie, maar as jy wil, dan moet jy gee. Your gift will return to you in a full and overflowing measure, pressed down, shaken together, running over. Soos die beeld wat hy gebruik is die van 'n sak. Jy weet, en as jy meer in die sak wil kry, dan skit jy die sak, laat alles afsak na onder toe, en skielik het die sak meer plek. Dan gooi jy in tot die sak oorloop. Dit is hoe dit sal wees vir jou. The measure you give will be the measure you get back. Jy word vry. Jy ervaar 'n diep blydskap in jou. Jesus het gesê, dis saliger om te gee om te ontvang. Salig is om benydenswaardig bly te wees. Ervaar dit. Daag jou uit. Gee, en gee, strek jouself 'n bietjie. Gee, die ou mense het gesê, gee tot dit seer maak. Gee opofferend. Kyk wat gebeur in jou binneste, en wat beleef jy deur dit wat dit aan ander mense doen. So jy word genooi om die ligte kant en die donker kant van geld bymekaar te bring in jou lewe. Kom agter hoe jy voel. Is daar een woord wat jy kan gee hoe jy voel oor geld? Maak dit jou trots, maak dit jou dankbaar, bring dit vrees in jou. Voel jy skaam daaroor? Het sal 'n goeie begin wees, net om te kyk wat domineer in my lewe. En hoe bring ek dit bymekaar? En Paulus gee hierdie belofte dat wanneer jy so begin leef en jy begin die Here in te bring en te ken, ook in jou finansies, dan gaan jy, die ou vertaling sê, die ewige lewe beerwe. Maar die ewige lewe is eintlik die lewe, en dis die lewe wat jy nou al het. Daarom sê die message, you will gain life that is truly life. Daar's baie weergawe van die lewe. Maar hierdie laat jou vat aan die diep ware lewe.
Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir alles wat U vir ons gee. Dikwels is daar in ons 'n onvergenoegdheid en ons wil net meer hê. Help ons om vergenoeg te raak. Help ons om nog steeds te bly droom en planne te maak, maar vry te wees. Help ons om te geniet en om te gee. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.